Goeiedag, welkom terug by ons Hartenbos studio. Ek is nog steeds vir Reino en vir Ewen by my. Ons is besig om die gesprek rondom Kersfees en ons gaan Kersfees, Halloween of soos jy dit noem, All Hallows Eve. All Hallows Eve, enig, soos ek sê, as ek Engels magtig is, sal ek ook by daai punt kom, maar sover luister ek maar in Engels. En dan gaan ons 'n bietjie raak aan jou normale TV superheroes, so 'n bietjie dieper intrek in dit wat Bybel vir ons teenpraat. Maar voor ons kom begin, kom ons buig die hoofde. Ons liefdevolle Hemelse Vader, wat 'n voorreg om kinders van die Allerhoogste genoem te kan word. Wat 'n voorreg om saam met medegelowiges u woord te kan open. Vader, met die wete dat u nou saam met ons sal wees, en daarom wil ek vra dat u ons sal invul met die Heilige Gees, u die gesprek sal seën, die kykers sal seën, Vader, die mense wat later gaan kyk, dat die woorde wat ons spreek vandag opbouend sal wees, maar nie afbreekend tot die koninkryk nie. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Nou, ons was nou laaste by Halloween. Something of All Hallows. All Hallows Eve. Ja, All Hallows Eve. Ons was laaste by All Hallows Eve. As ek nou vir jou kan vra, Reino, jy het vir ons 'n interessante storie waar dit begin het. Hoe van daai volkslos was, en jy vir ons eens 'n bietjie agtergrond gee. Ja, kyk, dit het begin gewoonlik op die 31ste Oktober, waar hulle geglo het dat die grense tussen die wêreld van die lewendes en die wêreld van die dooies is dan baie vaag, en dan kon die geeste oorkom van die dooie wêreld af in die lewendes in. En dis ook hoekom hulle al hierdie klere aangetrek het om hulle te vermom. Dis waar byvoorbeeld ook die lekker goed wat hulle gegee het, was om hierdie geeste te probeer paai. En dan het hulle ook na huise toe gegaan en vir brood gevra in ruil vir gebede vir die dooies. Dis waar jou trick and treat vandaan kom. Ja. En dan is ook die geval van hierdie pompoenspook. Nou die legende gaan daaroor. Daar is Jack-o'-lantern, het hy bekend gestaan, maar sy naam was eintlik Stingy Jack, soos hulle hom genoem het, maar hy het blykbaar die duiwelstrepe getrek. En onder andere, toe hy nou te sterwe toe nou kom, toe was hy nie geskik om in die hel te gaan of in die hemel in te gaan nie, en sy siel was verlore. Hy was nie geskik vir een van die twee nie. En toe die duiwel vir hom 'n kool gegee, wat hy binne 'n uitgeholde raap gesit het, en dit moes sy pad verlig, soos wat hy die aarde vir ewig en ewig bewandel. En daai gebruik is toe oorgeneem na Amerika en na ander mense, want hulle het toe gesien, maar die pampoene werk eintlik makliker om uit te kerf en 'n lig in te sit, as wat hulle nou die raap kan doen. En dis waar daai gebruike vandaan gekom het. So dit het niks met Bybel uit te waai nie. Dit eintlik met 'n nie 'n verhouding nie, maar 'n ooreenkoms wat met die duiwel aangegaan is. Dit is waar daai gebruik vandaan kom. Ek dink miskien kan ons dit noem 'n Jack-o'-lantern binne die moderne gebruikskonteks van Halloween. Is daar pampoen wat nou uitgesny is, dat hy nou die twee tipies driehoekige oogies het, en dan nou die mond met die tand en so, en dan sit hulle nou 'n kers in hom. Dis wat hulle na verwys as 'n Jack-o'-lantern. Is miskien nie almal wat luister is bekend met daai gebruik nie, maar almal het dit al op een of ander plek gesien. Almal sien dit, is vir jouself met Halloween. Met Halloween. So dit gaan oor hierdie Jack-o'-lantern, en die hele konsep daar rondom het te doen met hierdie aspek van die dooies wat nie regtig dood is nie, hulle kom terug, hulle het weer interaksie met die lewendes en so aan, wat in die aard van die saak iets is wat die Bybel absoluut verbied. Die Bybel verbied dit totaal en al. Deuteronomium 18 sê dit vir ons uitdruklik. Dit is, en as ek vir jou gaan voorlees, vers 9 tot 14. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêery, gooilery, met die verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestormde vra, of 'n gees van waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen van hierdie dinge doen is vir die Here 'n gruwel
En om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God julle voor jou uit. Opreg moet jy wees met die Here jou God. Nou, die Here, dis vir hom 'n gruwel, hy verafskiet dit. Hy kan jou nie seën in so 'n wese nie. Hy kan jou nie seën as jy daai het. Ja, weet jy, die Here het vir ons gesê, weet hy is iemand wat ons sal beskerm. Jy weet, die Bybel sê vir ons net, ons moet die duiwel weerstaan en na die Here vlug, en die duiwel sal van ons al wegvlug. En dit is interessant dat hierdie groentes wat hulle nog gekerf het, hierdie tarape en die pampoene en alles, was eintlik die doel daarvan was om die bose geeste te verdryf, en spesifiek die gees van Jack-o'-lantern, wat die aarde nou so bewandel het, jy weet, gedurende hierdie feestyd. Jy weet, so, dit is my interessant dat hulle 'n ander beskermer, 'n ander God in die plek plaas. Maar nou plaas jy, wat sê die Bybel vir ons? Prediker 9 vers 5 sê vir ons uitdruklik, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Nou, Deuteronomium dit sluit towenaars en daai goed in. En ek meen, as jy mooi gaan dink, towerry, wat is die probleem met towerry? Weet, dit is 'n absolute uitdagende bespotting van God se skepping vir jou. God het gespreek, dit was daar. Wat doen 'n towenaar? Abracadabra. Dit is 'n bespotting van die skepping. Weet, natuurlik sal die Here dit as 'n gruwel voel. Maar nou, vir ons wat deel is van sy volk, en as hy sê, die wat daarmee te doen het, gaan hy wegdryf. Hoe kan ons daarmee iets te doen hê? Ek dink een van die groot aanslae wat mense nie altyd besef hoe groot dit is nie, is wanneer Hollywood of dan nou die TV media, juis dinge wat die Bybel verbied, verpak op 'n manier en gewoonlik met 'n aantreklike dame, aantreklike man in die hoofrol, en dan verkeerde beginsels vir jou bied, en mense begin dit amper slaafs na te volg. Ek dink byvoorbeeld aan 'n program wat jare terug op TV was met die naam Pushing Daisies. 'n Persoon het die vermoë om as hy iemand vat wat afgesterf het, dan word die persoon lewendig, en dat hy 'n enkel gesprek met die persoon, as hy weer die persoon raak, sterf die persoon en hy kan die persoon nie weer terugbring nie. Maar is weer eens, jy wek die dooie op, jy kommunikeer met daai ene, en dis iets wat die Bybel verbied. Daar's iets soos Ghost Whisperer byvoorbeeld, wat super populêr was onder jong mense. Hulle was mal oor om dit te kyk. Weereens, jy praat met hierdie spook, hierdie persoon wie se gees nadat hulle afgesterf het of hulle siel dan nou onrustig was, hulle kon nie tot rus kom nie, dan vertel hulle nou vir jou wat hulle uitdaging was, en dan gaan die persoon en sorteer die probleem uit, en dan kan die persoon tot rus kom. Baie gewild, selfs onder Christene gewees, en hulle besef nie, maar dis eintlik 'n verpakking van iets wat die Bybel verbied. En nou, omdat dit populêr is, omdat dit mooi mense is wat in dit gebruik word, nou breek dit jou mure wat jy bou, waarmee jy jouself beskerm, wat jy jouself mee verskans teen daai goed. Dit breek dit af. Nou, hulle gebruik ook humor op dieselfde manier om sekere lewenstyle aanvaarbaar te maak. As jy byvoorbeeld dink aan die program Will and Grace. Dit was die eerste program waarin 'n homoseksuele akteur 'n openlik homoseksuele rol speel, en nou bring hy bly nou saam met 'n enkel vrou, maar hy's nie aangetrokke tot haar nie, want hy's homoseksueel. Sy bring 'n ander manspersoon huis toe, en hy hou dan van die man, en sulke tipe van situasies wat baie komies kan uitdraai, en deur jou heeltyd te laat lag, maak hulle daai konsep wat die Bybel sê is nie aanvaarbaar nie, maak dit dan nou meer aanvaarbaar, want nou lag jy daaroor. Nou bring dit hulle amper in 'n aanvaarbaarheidsomgewing binne in die lewe van 'n gelowige, wat eintlik moet sê, maar weet jy wat, hierdie is nie aanvaarbaar. Het jy nou al mooi daaraan gedink? Weet, en dit slaan nou tussen die oë, as jy regtig daaraan dink. Hoe in jou gesig, in your face, Natuurlik. God's will
God's Grace. Wat is die program se naam? Ja, Will and Grace. Will and Grace. Ja. Hoe in your face. Ja. En weet wat nee, daar's 'n prediker, Ivor Myers, en hy het eendag gesê, as jy nou, hy sê dit nou in Engels, en hy vertel dit in Engels, ek dink dit was Entertainment, Entrapped in Entertainment, die program se naam maar as Eva by die boom was, en God het op daai stadium aangekom, wat sou haar antwoord gewees het? Ek kyk net. Is daar nie 'n hele TV-stasie met die naam? Kyk net. En as jy gaan kyk na die hele verhaal, dis waarmee sy begin het. Sy het nie na toe gegaan en daarvoor gekyk. En so begin die skanste afval. Jy weet, dit word gedesensitized. Onthou, net wat vinnig terug te bring na Kersfees toe, kyk 'n bietjie hierdie tyd van die jaar, dan is die TV gelaai met die een na die volgende program wat gaan oor een of ander Kersverhaal, of dit nou Die Hard is, wat baie mense argumenteer, is dit 'n Kersstorie of is dit nie, maar uit 'n Kersverwante tema, as jy gaan kyk na Home Alone en al daai tipe van goed, dit alles bring hierdie konsepte en maak jou meer vertroud daarmee. Nou omdat jy meer vertroud is daarmee, nou in jou onderbewussyn is dit meer aanvaarbaar. Jy weet, want ek meen, almal kyk dit, almal praat daaroor, almal lag daaroor, dit word meer aanvaarbaar en dit ondermyn eintlik die weerstand wat jy daarteen moet hê omdat jy jou lewe rig volgens die beginsels van die Bybel. Wel kyk, jy kan jou almanak stel volgens wie op die radio sing. Daar is sangers wat net hierdie tyd van die jaar opkom, weet, dit is, en ek meen die hele Kers setup, en dan word 'n mens so geïndoktrineer, dat that's the spirit, weet, the spirit of Christmas. Wat interessant is aan trend, jy weet, as ons nou die Kersboom en al daai goed een kant toe skuif, een van die groot kenmerke van rondom Kersfees is, soos hy nou sê, die gees van Kersfees, we gaan ook gepaard met wonderwerke. Jy weet, en die Bybel sê vir ons baie duidelik dat in die laaste dae sal die bose magte wonderwerke doen. Jy weet, en mense is nou al so geïndoktrineer dat Kersfees gaan gepaard met wonderwerke, so daar gebeur bonatuurlike dinge. The Miracle of Christmas. Hoor mense baie van. Miracle of Christmas. Hoorie, maar as jy nou regtig waar daaraan dink, en hierdie is nou tegnies en is ver gesog en moet my nie huis toe vat hierop nie. Maar waar Openbaring 13 sê, hy gaan 'n beeld maak en dan gaan hy maak dat die beeld praat. Wat word 'n TV genoem? Beeldradio? Dit is 'n metode om mense te kry om te luister na stemme wat hulle andersins nie na sou luister. Dit is 'n metode om mense te indoktrineer en in 'n rigting te druk en ek meen fanaties. Weet jy wat, nee, dit was op skool al, was dit 'n kwessie van ek het hierdie op TV gesien, dan is dit waar. Weet, dit is, as jy vir iemand kon sien, as jy gaan kyk, want gaan kyk net na die advertensiepakkies wat jy in die winkels kry, as seen on TV. Maar jy sien, daai TV is nou vervang, dis nie nou meer TV, dis nou Google. Nee, Sosiale media. Almal glo alles wat daarop sit, of dit nou feite is of nie feite is, dit word geglo. Ek dink nie as die Bybel het 'n naam gehad vir Google nie. Maar wat vir my interessant is ook, jy weet dat hierdie hele desensitizing, soos jy dit noem, jy weet, begin by die kinders. Absoluut. En 'n ou moet onthou, daarso het jy 'n geweldige aanslag. Want ouers se lewens is net al hoe besigger en al hoe besigger. Ouers het nie tyd om meer te monitor wat hulle kinders kyk nie. En die doelgerigte aanslag op kinders is eintlik skrikwekkend. As ek byvoorbeeld vinnig dink aan The Lego Movie, dis nou ook 'n dekade of wat gelede, die twee persone wat hierdie hele storie ontwikkel het dit doelbewus ontwikkel sodat die hoofkarakter Emmet, hy's eintlik Christus en sy lewe moet gerig word volgens 'n sekere boek. Maar daai boek het reëls waarby jy moet bly en die hele tyd word daar vir hom gesê maar jy moet hierdie reëls volg, jy moet hierdie reëls volg en dan breek hy vry van hierdie neerhalende, neerdrukkende skepper van hierdie wêreld waarin hy lewe en Emmet is eintlik Christus wat nou moet rebelleer teen die Vader om nie te doen wat in die boek geskryf staan nie, maar sy eie wil te volg en dit wat hy wil hê. Dis 'n direkte beplande nabootsing
van die omgewing van die Bybel, maar waarin Christus dan nou nie die gehoorsame seun is, wat gehoorsaam is tot die dood nie, maar waar hy die rebel word, en waar hy wil vrymaking soek van hierdie neerdrukkende vaderfiguur, skepperfiguur in hierdie storie. En dis nie net die enigste so storie nie. Daar's 'n ander een met die naam Bigfoot, baie soortgelyk. Daar's reëls en regulasies en die een groot wyse man, die een wat eintlik die hele gemeenskap van hierdie Bigfoots bestuur. Hy het sulke klei tablette op hom, wat die reëls is waar volgens hierdie gemeenskap hulle self rig. En die hele manier hoe jy nou vreugde gaan hê en geluk gaan hê, is deur hierdie klei tablet reëls en regulasies om ver te werp, dit neer te gooi, dit stikkend te gooi, en dan is jy vry, dan kan jy maak soos wat jy wil. Dit is 'n direkte aanslag as jy daarna kyk, veral uit die Christen agtergrond uit. Dis 'n aanslag op die 10 gebooie, die Bybel, die beginsels van die Bybel. So nou word kinders alreeds so geïndoktrineer en hulle het blootstelling aan dit omdat hulle ouers nie weet wat hulle kyk nie. Nou, een van die groot ewels van sosiale media is dat mense is geneig om blindelings, sonder om te dink, net te sit en deur te scroll. En hulle dink nie aan die impak van dit wat hulle sien, dit wat hulle lees, dit wat hulle oortuig nie. Dis amper asof hulle, as ek Engelse term kan gebruik, hulle word mindless. Daar's nie meer suiwer, helder gedagtes wat gerig word deur die woord nie. Dit word nou net, kom ons skram net deur en ons kyk wat die wêreld my ook al wil voer. En die beginsels binne daai goed, wat dikwels die plekke is waar hulle gaan stop en kyk, is dit wat hulle aandag trek en is verkeerde goed. En hulle word heeltyd, hulle ontvang daai impulse, hulle word gedesensiteer daarvoor, en as dit dan in die regte wêreld gebeur, hoekom is dit 'n probleem? Ja, ag men, jy gaan kyk na alles, al jou konsepte. Ek meen die Supermans, ek het klaar vir julle gesê, ek was 'n comic fanatic gewees, en ek meen Superman van kleins af gekyk, maar die ding wat jy begin optel, Superman, hy word Superman genoem, met S op sy bors, weet, nog voor, hy kom uit met die S, nog voordat daar gesê word, hy is Superman. Maar dan gaan kyk jy in die nuwe verhale van Superman, vat hy een slag vir Lois Lane op in die lug, en hy vra vir haar, wat hoor jy? Sy sê vir hom niks, en hy sê, hy hoor alles. Wat oor Christus, wat oor, met die plaasvervanger figuur, daai hoop op 'n redder, uit 'n ander oogpunt. Die een wat gestuur word om die wêreld te kom red, die een wat gestuur word, sy krag kom van die son af. Jy weet, in daai film word hy beseer en dan gaan hy op en hy voor die son en dan strek hy sy arms uit, jy weet, soos op 'n kruis. Jy sê in die okkulte wêreld, jy weet, is alles op hulle kop gedraai. So nou word Lucifer nou die regmatige seun van God. En hy is die een wat rebelleer teen die wet van God en teen die regering. En daai konsepte word direk so oorgedra. En die mense eer dit so soek. Wat Openbaring 13:3 sê, die hele wêreld het verwonderd agter die dier gegaan. So 'n klomp jaar terug toe daar 'n rolprent uitgekom en die oomblik wat Hollywood 'n Christelike tema rolprent uitbring, veral 'n Bybeltema, 'n Bybelverhaal, kan jy maar weet, dit gaan vrot wees van duiwelse invloed. Die rolprent uitgekom met die naam Noah. Nou, as jy die Bybelverhaal van Noag ken, dan gaan jy weet, daai man het homself toegewy om soveel as moontlik mense te probeer bymekaar kry om saam met hom in die ark in te gaan. In die storie Noah, toe die mense na die ark toe aangehardloop kom en toe die reën al begin val, wat nie in die Bybel die geval is nie, die deur van die ark het toegegaan 7 dae voordat dit begin reën het. Nie in die Hollywood weergawe nie. In die Hollywood weergawe staan hy daar en hy gooi hulle met spiese en hy sal enigiets doen om hulle dood te maak sodat hulle nie in die ark kan kom nie. Dit is hoegenaamd nie die Bybel weergawe van Noag nie. Maar seker een van die mees skreiende konsepte binne die Hollywood weergawe. Daar's hierdie wesens wat genoem word rock monsters in die rolprent. En hulle is eintlik die gevalle engele. Maar omdat hulle vir Noag gehelp het om met hierdie swaar balke die ark te bou, word hulle weer terug in die hemel in aanvaar. Is dit enigsins Bybels dat gevalle engele wat gerebelleer het teen God, wat neergewerp is aarde toe, gaan vergewe word en terug aan hemel toe? Daar's nie 'n manier nie.
Maar die Hollywood weergawe gee vir mense daai siening, hulle gee vir hulle daai perspektief. God sal selfs die gevalle engele genade voor hê en hulle red. Dit verdraai en verbuig die Bybelse prentjie totaal en al, en jy gaan dit altyd kry in Hollywood weergawes. Hulle gee nie om oor waarheid nie, hulle sal 'n waarheid gebaseerde storie gebruik, en om totaal en al soos 'n koeksuster draai, om iets totaal anders te leer as vir die Bybelse beginsels. Kyk, as ons na die Bybel gaan, en ons gaan kersboom, wat sit hulle heel bo op die kersboom? Ja, hy ster. Hoekom? Of 'n engel. Wel, engel of 'n ster? Ja. Wat sê die tweede gebod? Mag ons dit doen? Glad nie. Nou as dit 'n ster is, Amos 5:21, nee. Kyk wat sê 5:26. En ook gedra Sakkot, julle koning en Kewing, julle beelde, julle stergod wat julle vir julle gemaak het. Dit is afbeeldings in daai. Nou, die Bybel, die rede hoekom dit 'n ster kan wees of 'n engel is selfs in die Bybel. Sterre is engele. Ja, dis uitbeelding. Openbaring 1 maak dit vir jou baie duidelik. Jy sien dit ook met op verskillende plekke. Dit is 'n sterre. Jy sien gereeld hierdie spel tussen 'n ster en 'n engel. Daai Lucifer, die beeldspraak. Dis die beeldspraak van 'n engel wat 'n boodskapper is. Ja. So wat se boodskap word gebring? Wat se boodskap word hier gebring? Ek weet dit is goed wat die Bybel verbied. Maar die oomblik wat jy daarna gaan, jy is wetties, jy is so. Mense, as die Here so gesê het die Here so gesê. En die een ding wat Satan ingebring het, wat seker sy magtigste wapen is nou, is jy mag nie oordeel nie. Ja. Die Bybel sê, vermaan mekaar. Ja. Die hele skrif is ingegee, 2 Timoteus 3:16, is nuttig tot lering, teregwysing. Ja. Die oomblik wat jy tereg wil wys, dan oordeel jy. Want hulle die konsep van oordeel nou so verdraai. Hulle die konsep so verdraai, net om 'n verskoning te kry dat jy moet stil bly. Dat jy nie goed mag sê. Die probleem daar is dat mense nie onderskeid maak tussen veroordeel en beoordeel nie. Ons het 'n Bybelse opdrag om alles te beproef, om alles te beoordeel vir is dit reg of verkeerd. Maar is nie ons plek om iemand te veroordeel tot die hel nie. Dit is God se prerogatief. Maar ons kan wel sien, as iemand iets doen wat veroordelenswaardig is, kan jy sê, maar daai leefstyl of daai ding wat jy doen, word deur die Bybel veroordeel. Wat beteken dat as jy nie gaan afstand doen daarvan nie, as jy nie gaan repent nie, as jy nie gaan die probleem erken en jou draai na God toe nie, dan is die logiese uiteinde is die volgende. Maar die konsep van om te beoordeel, om te toets, om te proef, dit moet ons doen. Dis 'n Bybelse opdrag. Dis 'n Bybelse opdrag. Dis presies waartoe ek nou gaan. Ons lees dit, Esegiel 33 vers 8 tot 8 en 9. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. So die opdrag is daar. As ek spreek, waar die Here gespreek, wat is hierdie? Dis God se woord. Hy het gespreek. Hy sê, dit wil sê, jy moet vir die mense sê, jy moet kan sê, dit wat jy doen is verkeerd. Ja. Kersfees hou is verkeerd. Met die dooies omgaan is verkeerd. Jy weet, towery, dis verkeerd. En dan, maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. Jy het jou siel gered. Dis 'n reddingsaspek. Dis nie net jy oordeel of iets van daardie. Dis 'n fisiese reddingsaspek om mense te vermaan. Ja, dis interessant ook as jy kyk na die films soos Harry Potter en al die goed, die okkulte deel daarvan. Hulle hemel hom so op dat almal wil Harry Potter wees. Jy weet, hulle wil hierdie superhero wees, wat hierdie mag het en hierdie dinge. Dit is wat Iver Myers uithaal. Dat die Harry Potter gedeelte is Harry Potter die okkulte en sy ouers wat so sleg gemaak word, die Christendom. Ja. Weet dit is alles omgedraai. Selfs as mense kyk na heksery ook. Weet, heksery is nou al soos die kinderprent liewe heksie, dis nou 'n goeie heks. Dis 'n goeie ding om 'n heks te wees en daar's soveel kinders wat nou deelneem aan hierdie
in hierdie mens klop nie aanslik direk satanisme noem, is eintlik maar wat dit is. Ja. Maar wat in al hierdie okkulte en die Bybel sê, deelneem is dit ongelooflik. mag nie by jou gevind word nie. 'n ander aspek of 'n ander TV-reeks wat super gewild was onder jong mense is Twilight. Die hele idee van vampire en dat as jy iemand anders se bloed drink, aspek wat die Bybel absoluut verbied, dat daai persoon dan nou ook vir langer kan leef. Met ander woorde, en jy, as jy aanhou om dit te doen, dan kan jy potensieel vir ewig lewe. Met ander woorde, dis op 'n manier ewige lewe deur werke. Verlossing deur werke. Wat jy doen, maar dit wat jy doen is juis iets wat die Bybel verbied. En die persoon is ook nie heeltemal dood nie, hulle is dood, maar hulle lewe. Dit dryf in teen soveel beginsels wat die Bybel vir jou gee. Maar hulle Dis kan nie eintlik in die lig- skreiend. Hulle kan nie in die lig kom nie. Hulle kan nie in die son kom. Presies, want dit sal hulle vernietig. Ja. En nou, waar aanvanklik in Rolprente, was die vampier die ene wat jy wil wegkom van hom af, jy weet, die Dracula tipe ding. Maar nou word dit verpak, as nou is die vampier is nou die held. Die begeerlike deel. Dis die ene wat jy graag wil hê, dis die ene op wie die meisie verlief word, dis die ene wat jy begeer, jy soek dit. Nou, jy kon nie op daai punt uitgekom het, as dit nie was vir die begin nie. Onthou die mense wat agter hierdie goed sit is nie onnosel nie. Hulle weet hulle tyd en hulle bring die misleiding geleidelik in, sodat mense dit amper nie eens agterkom nie. En as jy weer jou oë uitvee, dan is dit amper te laat, want dan 'n deel van die kultuur geword waarin jy is. Dan is dit vir almal aanvaarbaar. Ek sal nooit vergeet, wel, ek het al klaar die liedjie vergeet, ek kan nie onthou wat die liedjie was nie, maar daar was een aand wat ons TV gekyk het, dit was kinders, dis nou jong kinders, toe kom daar 'n musiekvideo op, en die musiekvideo, so in die helfte van die musiekvideo, toe word hy gestop, en toe kom die aanbieder op, en daar word verskoning gemaak, dat hulle toegelaat het, dat dit op TV is. Nou kyk, vir ons was dit nou heavy cool, jy weet, dit is nou, jy weet, kwaai, en nou wil jy die video eintlik sien en daai goed. Maar ek kan nie in my gedagtegang dink, wat so erg aan daai verhaal was, in daai musiekvideo, ten opsigte van vandag. Hier vandag. Relatief tot wat hulle toelaat. Vandag is dit, Maar nou moet 'n mens ook vra, jy weet, was dit per ongeluk of was dit opsetlik so uitgesaai om jou belangstelling daarin te prikkel, sodat jy nuuskierig moet wees? Dit moet geen van daai goed, ek is baie jammer, ek kan nie dink dat enigiemand van daai goed nie met opset gebeur nie. Want dit het geprikkel dat ons dit wou. Ja. Dit het gemaak dat ons daai liedjie wou luister. Dit het jou daai rebelsheid gegee van die groot mense wil nie hierdie goed luister. Dis ons kinders. Jy weet, hulle het iets anders te gekreë. Hulle het dit geskep. Hulle het dit gemaak. Nou ek was jonger as my broer, maar ek weet in sy kant, daai was 'n liedjie en die sangers is wat hy begin volg het. Hulle het dit geskep. Nou dit is hoe die hele wêreldgeskiedenis op die oomblik. Dis wat hulle doen. Hulle verban 'n ding, want nou gaan almal daarna kyk. Ja. As jy wil publisiteit hê, dan sê jy net iets negatiefs oor dit. Ja. Jy weet, Onthou hoeveel musiek was verban in die vroeë jare. As ek nou een voorbeeld kan noem, Pink Floyd, Just Another Brick in the Wall. Daai lied was verban in Suid-Afrika. Jy mag hom nie hier gespeel het nie. Want ek weet die woorde, we don't need no education, we don't need no thought control. Ja, jy doen. Jy het dit nodig. Die Bybel moet jou inligtingsbron wees. Dit moet jou thought control wees, want jy moet jouself tot gehoorsaamheid roep na die beginsels van die woord. Nou word daai, omdat hy daai ritme het, nou word dit populêr, en ons het gepraat van rolprente en TV, maar net soveel met musiek. Mense sal baie keer goeie sing, en as jy vir die persoon sê, maar het jy mooi geluister na wat jy sing, dan is hulle eintlik geskok, om agter te kom wat hulle sing, maar hulle word gevang deur onaktief te wees in terme van die woorde, maar die ritme vang hulle. En dis die manier waarop Satan dinge doen. Hy wil jou brein verdoof, dat jy nie agterkom wat eintlik besig is om aan te gaan. En as jy daai gedagtes deur jou kop laat maal,
dan word jy gedesensiteer en die volgende ding beoefen jy dit wat jy eintlik nie moet doen nie. En hoe nader ons aan die einde kom, hoe nader ons aan 'n suiwerheidspunt moet kom, wat jy gaan bereik om, weet jy, wat jy gaan bereik om Christus te kan aanskou as hy kom. Dus dan dink ek myself, hoe ver pad het ons nog om te gaan. Weet, en dan kyk jy na die wêreld buite, dis amper 'n verlosing, dis 'n losing battle, met al hierdie klein goedjies in trap, en as jy godsvrugtig wil wees, dan sal jy vervolg word. Ja, jy weet, Christel wat Dal sê ook, jy weet dat nie elke liedjie waarin die naam Jesus is 'n Jesus liedjie. Verseker. Nee, definitief. Verseker. Ek weet nou, ek kan nie onthou wat is die liedjie se naam, maar dit gaan oor die verhaal van Dawid en Bathsheba, maar die pragtigste lirieke wat daarby gaan, die musiek is baie strelend, en mense sing dit, en dit kan nie, hulle kom nie agter hoe godlasterlik is daai lied eintlik nie, as jy na die woorde luister nie, en dit word net algemeen aanvaar, en hulle dink is Christelike musiek. En daai selfde tipe musiek het nou al so in die kerke ingekom, in mense se aanbiddingsstyle. En baie van hierdie Hillsongs en die wat so baie bekend is of gewild is onder die mense, gaan eintlik maar net oor selfverheerliking. Ja, die styl van musiek is dieselfde, die opset op die verhoog is dieselfde. Jy kan nie onderskei, as die klank nie daar was nie, het jy nie eens agtergekom, is twee verskillende goed nie. En sekere tradisioneel Christelike simbole is eintlik niks seggend. Want byvoorbeeld Madonna, wat definitief nie 'n Christen is nie, ook kruisies gedra, sing Like a Prayer, al daai tipe van goed, dit desensiteer mense vir daai aspekte. Ek het 'n baie interessante gesprek gehad nou, so rukkie terug, paar weke terug, in die VSA praat ek met 'n jong dametjie, en sy sê, ek vra vir haar in watter kerk is sy, in 'n aanleiding van iets wat sy gesê het, en sy sê, I'm in a Bible believing church. En ek vra vir haar, what does that even mean? How does that distinguish you from any other church? Want elke liewe kerk wat ek van weet, Christelike kerk, gaan vir jou sê, maar ons glo in die Bybel. So as jy sê, I'm in a Bible believing church, wat beteken dit? Want almal sê dit. Dit sê nie vir my wat jy glo, of watter denominasie, of selfs groepering van denominasies jy is nie. Dit sê nie vir my jy is Pinkster nie, dit sê nie vir my jy is evangelies nie, dit sê nie vir my jy is katoliek nie, of ortodoks, of wat ook al nie. Jy het geen idee nie, maar sy glo nou, sy doen die regting, want sy sê, I'm in a Bible believing church. Maar dit gaan oor hoe jy dit interpreteer, hoe ernstig jy dit opneem. Want daar's baie mense wat vir jou sal sê, maar ek is in 'n kerk wat die Bybel glo, maar hulle het radikaal verskillende sienings van ander wat ook sê hulle glo in die Bybel. So dit gaan nou oor op die einde dat ons onsself moet verdiep in die woord, en nie net 'n algemene idee van die woord nie, maar dat ons weet presies wat die woord vir ons sê, hoe dit van toepassing is op ons lewens, en hoe ons lewens inrig volgens daai beginsels. Met ander woorde, jy kan nie wêreldse, selfs heidense beginsels leef en gebruike aanhang en sê, maar ek is Christen nie. Ek wil amper vir jou sê, op hierdie stadium is ek op die punt wat dit vir amper niks seggend is as iemand sê, maar ek is 'n Christen. Want wat beteken dit vandag? Dit is nie meer, almal sê hulle is. Die verskil is Bybel glo of Bybel leef. En want ek meen, Satan en die engele glo. Weet maar, hulle ken die Bybel. Hulle ken die Bybel, maar hulle leef nie wat die Bybel sê nie. En dit is waar die groot toets tussenin kom. Dit is waar, jy moet verstaan, as die oomblik wat Christus kom, en hy sy engele uitstuur om ons te kom haal, gaan ons identifiseerbaar wees. Met ander woorde, jy gaan nie lyk soos die wêreld nie. Jy gaan uitstaan. En die oomblik wat jy begin uitstaan by die wêreld, dan is jy die een wat die punches vat. Die wêreld gaan jou nie meer, dan gaan jy nie meer inpas by die mense nie. En die mense gaan nie inpas by jou nie. Ekskuus tog, maar as 'n mens ek nou byvoorbeeld kyk, soos vat nou vir Halloween, wat nou op die 31ste, wat die grense nou vaag word tussen die lewendes en die dooies nou, en die okkulte kan inkom. Weet, daar's nou al so die grense wat die Bybel gestel het daarso, is nou al so vaag gemaak deur media en deur al die goed,
dat die mense weet nie meer eintlik wat is reg en verkeerd nie. As ons nog gaan in die boek van Matteus, waar die Here se versoekings was, waar die Satan vir die Here sê, maar ek sal jy al hierdie rykdom gee as jy neerval en my aanbid. Ja. En hy wat die Satan is, beloof die mense 'n wêreld en 'n regering van vryheid. Jy kan doen wat jy kan leef wat jy wil, jy sal gered wees, jy sal nie verlore gaan nie. En daai konsep sien ons hoe dit oorgedra word deur media, deur films in die mense se lewens. Dis presies wat hulle glo. Korrek. Dit is die tweede dier van Openbaring wat behorings het soos 'n lam, praat soos 'n draak. Ja. A land of the free. Ja. Ja. Nou die uitdaging wat 'n ou het op die ou ende is dat nie elkeen wat die Bybel aanhaal is 'n ware gelowige nie. Toe die duiwel vir Jesus versoek, toe haal hy die Bybel aan. En die interessante ding is, hy het hom nie verkeerd aangehaal nie. Hy het hom korrek aangehaal, maar buite konteks. En elke keer antwoord Jesus hom uit 'n ander gedeelte van die Bybel. Jesus haal ook uit die aard van die saak die Bybel korrek aan, maar hy bring net dit wat Satan aangehaal het terug in perspektief. Net om te sê, maar wag 'n bietjie, jy haal wel korrek aan, maar buite konteks, hierso is die konteks. As jy die Bybel gaan bestudeer, gaan jy agterkom, daar's hele kerkdenominasies wat die Bybel aanhaal elke Sondag buite konteks. Buite konteks. Hulle maak van die Ou Testament iets wat dit nie is nie. Hulle verdraai wat dit sê, hulle verdraai die implikasie, asof daar verlossing deur werke in die Ou Testament was, en nou is dit verlossing deur genade. Genade kom reg deur die Ou Testament ook voor. Genade is nie 'n nuwe konsep in die Nuwe Testament nie. So presies dit wat die duiwel gedoen het, word vandag van kansels af verkondig, en mense is so gedesensiteer vir die verdraaide weergawe van die woord, dat dit is waar hulle aanhang. Want hulle het nooit op die punt gekom wat hulle die Bybel werklik vir hulle self bestudeer nie. Hulle luister na die persoon wat daarvoor staan. Ons het 'n plig, ongeag van watter denominasie jy aan behoort, of hoe bekend of wat ook al jou predikant is. Die verantwoordbaarheid lê by elke individuele gelowige om die Bybel vir hulle self te gaan lees en die Bereaanse beginsel te volg, om te gaan kyk in die Bybel of dit so is. Dit vat verantwoordelikheid om te gaan en te gaan sê, maar ek kan nie net iemand anders vertrou nie. Ek is verantwoordbaar vir my eie geloofstand. Ek moet my Bybel bestudeer en my lewe inrig, ongeag van wat die kultuur sê, want ek weet, as jy gaan volgens sosiale media, hulle gaan vir jou vertel, dis hoe jy moet lyk, dis wat aanvaarbaar is, en. Nee, basta daarmee. Wie gee vir hulle die autoriteit? Die autoriteit moet die Bybel wees. Sê die Bybel vir my is aanvaarbaar, ja of nee? As ons kyk, Martin Luther uitgeglo, hy moet sy verlossing verdien, en hy trappe opgekruip en alles. Totdat hy die Bybel studeer het en gesien, maar dit is glad nie hoe verlossing werk nie. En dan word dit waar wat die Bybel sê, die waarheid maak jou vry. Ja. En om die moed van sy oortuiging te hê, om teen die kultuur van die tyd te gaan, op te staan en te sê, maar weet jy wat, ek sal sterf vir hierdie beginsels. Dit van manne moet, en baie van hulle, en ek meen, hulle het vasgehou tot waar hulle verbrand is. Het nog steeds liedere gesing tot eer van die Here. En weet jy wat vir my baie interessant is, selfs vandag, as jy die Bybel glo aan sy woord, die Here glo, is dit vandag nog steeds nie 'n gewilde teologie nie. Ja, dit is nie. As die oomblik wat jy gewild raak in teologie, moet jy jou teologie gaan kyk. Dan is daar van. Dan begin jy 'n probleem. Die oomblik wat jy na megakerk status toe beweeg, moet jy weet daar's kompromie. Want dan word dit 'n gewildheidsboodskap en nie die suiwer waarheid nie. Ja, die suiwer waarheid. Daar is nie een van die disippels of apostels wat een van die vroeëre, hulle is almal marters. Hulle is almal doodgemaak vir wat hulle glo. Christus is doodgemaak vir wat hy gesê het. So sê vir my sy boodskap was populêr. So hoekom sal dit anders te wees vir ons tyd? Wat het verander? Die populariteitsgodsdiens is daar om jou ore te streel en mense beter te laat voel oor die toestand waarin hulle werklik is. 2 Timoteus 4 vers 3. Absoluut. 2 Timoteus 4 vers 3. Ek wil dit nie eens lees nie, vat 'n slag Bybel en gaan lees homself. Ja, dis absoluut 'n kwessie van om die ore gestreel te hê
is wat mense soek. Want dit maak hulle gemaklik, terwyl die reguit prediking van die woord gaan jou aanspreek in jou gemaksone en jou roep om daar uit te kom Dit gaan en in lyn te kom met die woord. Dit gaan 'n verandering van jou Seker. af dwing. Ja. Jy gaan moet verander. En verandering gebeur nie in jou gemaksone nie, Nee, altyd nee, buite nee. jou gemaksone. Nee, dit is Altyd buite die populêre kultuur. dis buite, dit is heeltemal apart. Dis partykeer 'n eensame pad, behalwe saam met die Here is niks eensaam. Ja. Maar dit is 'n eensame pad. Ja. Dit is 'n baie moeilike punt om soortgelyke mense te kry met wat regtig waar. Weet jy, en 'n mens dis te verstaan, dit is verstaanbaar. Die wêreld is druk. Ek meen as ek dink aan al die obstacles wat voor my lê op die oomblik. Weet dit is druk, dit is maklik om terug te val en net in 'n stoot te gaan sit soos Elia gedoen het. Elia het gaan wegkry. Ja. Ek meen Na een van die grootste oorwinnings wat jy aan kan dink. maar self die lesse wat ons nou doen op die oomblik, lesse waar ons besig is, wat ons besig om te studeer. Ek meen hulle kom nou net die grootste weermag wat die wêreld geken het op daai stadium was Egiptenaars. En dis so uitgewis. So. Hulle het nie een vinger verroer, hulle het nie een wapen gehad. Hulle het deurgeloop, omgedraai, gekyk hoe die see hulle verswelg en vernietig. En toe gestaan hulle voor Kanaan en sê nee, daai mense is te groot vir ons. Wat vir my interessant is jy noem nou spesifiek dit in die Hollywood weergawe sterf hulle nie almal in die see nie. 'n Klomp van hulle val van 'n kraans af omdat hulle te vinnig om die draaiery. Hollywood gaan altyd die Bybelse weergawe verdra. Maar Passion of the Christ, sorry Reiner, maar Passion of the Christ, gaan kyk hoeveel verdraaiings van die woord is daar binne. En ek meen dis iets wat almal aanhang. Ja. En Farao wat die songod voorstel, wat eintlik Lucifer voorstel, is ook die een in die Hollywood films wat nie sterf nie. Ja. Met sy kobra toesel op En sy elke ding, kop. ja. Ek meen hoe meer in your face. Of jy dit nou wil weet of nie, mense onthou die rolprent. Vinniger is. En baie van hulle het nog nooit eers die verhaal gelees. Hoe moet ek dit lees? Ek het ons die rolprent gesien. Ja. En dan sit dit Hoor nou wat ek vandag vir julle sê. Die boek is altyd beter as die rolprent. Wys my die kits. Wys my die kits. Dis die era waarin ons leef. Alles, dit's kits koffie, kits kits kos. Dit is so gee dit vir my vinnig. Moenie vir my gee vir my die verkorte weergawe gou-gou. Ek sal gou-gou luister of ek belangstel of nie. En ek is jammer, die oomblik as ek vir jou gesê het wat jy doen is verkeerd, jy's van my lys af. Ja. Dit is interessant as 'n mens kyk na hierdie kinderbybelfilms wat 'n mens kry. Eenvoudige stories. Jy weet soos Josef en sy kleed en sy. Hulle kan net die storie reg maak uit die Bybel uit net so woord vir woord nie. En daar moet 'n verdraaiing hier of 'n verdraaiing daar. Al daai daar is nie, ek het nog nie een gesien wat Bybels korrek is. En nou is die probleem, nou gee jy dit vir kinders, dis waarmee jy hulle grondslag gee. Dis die grondslag wat hulle het. En ek meen hoe verder jy gaan, weet jy wat, nee, doen jouself 'n guns. Gaan na enige volwasse persoon toe. Of vat jy die Bybel vol, dan sê jy vir hom, lees vir my Exodus 3, kyk of hy Exodus kan kry. Weet, ek wil nie eens Genesis toe gaan of so nie, maar hy weet nie waar die boek is nie. Weet, dit is want dit word nie gelees nie. Die skrikwekkende gedeelte is dat jy mense kry wat as Christen identifiseer vir letterlik meer as 'n dekade, 2 dekades, 3 dekades baie keer. As jy vir 'n sekere Bybelboek noem, vra hulle vir jou, is dit Nuwe of Ou Testament? Ja. Maar jy sien alles is deesdae op 'n telefoon app, so hy tik dit net in en hy kom dit op. So jy hoef nie te gaan soek nie en Ek hoorie, moenie die telefoon weggooi nie. Hierdie is vir my seker die lekkerste ding om 'n Bybel mee op te vat. Want as ek nie kan onthou waar 'n ding staan nie, gou hierso opsit en ek gooi net die 3 woorde en ek sit sommer net op. Dit is die maklikste en die lekkerste. Maar dit maak mense lui. Maar dit maak jou, ek wil net sê dit maak jou lui. Dit maak jou weet ek het nou nie meer nodig om te memoriseer waar dit staan nie. Dis waar ek sukkel met dit. Nou is die vraag, wat as jy nie toegang het tot jou foon nie of jy het nie net nou gaan dink, hoekom het ons hierdie? Hoe het ons hierdie? Die Waldense het dit gememoriseer en dit nadat dit verbrand is, dit weer gaan op perkament neerskryf.
Dis hoe ernstig hulle was hieroor. Ek meen dit was so, op 12-jarige ouderdom moes die eerste 5 boeke van die Bybel korresiteer, as 'n Hebreëse kind. Ek meen, wat het ons geleer in die skool? Ek meen, die een stap op die dam, of die kinderrympies. Ja, ons het die klein goed tussenin. Hierdie is ver van ons af. Ja. Dit in die oomblik as jy teëgegaan het, en ek het baie teëgegaan, dan is jy die rebel. Ja. Maar hierdie, ek was versot op lees. Ek lees vandag nie meer so baie, soos wat ek altyd het. Dit is ook vir my interessant as mens kyk na tekenprente en goed. Jy weet, meeste van die tekenprente gaan oor Bybelse konsepte wat verdraai is. Ja. Daar's 'n ander teologie wat hulle by die kinders inbring, van daai kinders is môre se leiers. Ja. Weet, en as hulle daai kinders kan brainwash, as mens dit so kan stel, met 'n ander teologie, dan is dit die teologie wat hulle aan die volgende geslagte gaan weergee. Maar dit is wat hulle is besig om die gelowe so te maak, laat dit kan begin saamkom. Ja. Laat daar's geen verskil tussen ons nie. Ja. En wat sê die Bybel? Come ye be separate. Ja. Kom Wees uit anders. Ek praat gister met 'n rabbi, ek het hom spesifiek geskakel en oor sekere goeders gevra, omdat ek sekere van hulle kultuur aspekte beter wou verstaan. En hy sê vir my, maar maak nie saak watter geloof jy is nie. Hulle as Jode het 'n spesifieke roete. Hulle moet kosher eet, hulle moet die 10 gebooie hou, hulle moet hierdie goeders, maar dis glad nie vir die ander bedoel nie. Die ander het ander weë na God toe. Of hy nou deur Islam is of Hindoe is of wat ook al, dit maak nie regtig. Dis nie wat jy in die Ou Testamentiese konsep gekry het nie. So jy kan sien selfs die wat glo dat hulle in daai lyn is, het nou al so 'n afgewaterde godsdiens dat hulle uniekheid en hulle suiwerheid in boodskap totaal en al verloor het. As ek vir julle sê, Jakobus 4 vers 4. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Ja, want daai egbreek wys nie altyd net op die fisiese gedeelte nie, maar ook oor die geestelike egbreek wat gepleeg word. Absoluut. Dubbele applikasie daarvan, want dis 'n Bybelse beginsel wat gebruik word, waar daar's 'n rede hoekom die Afrikaanse ou vertaling praat van die hoer op die dier. Dis 'n geestelike ontrouheid in terme van die beginsels van God. Want sy het meer as een man, so wat jy nou sê, dis wat die rabbi, dis presies wat die rabbi vir jou gesê het. Dis presies wat hy, want nou ewe skielik het hierdie geloof of hierdie kerk bestaan. Ander mans, dis nie meer Christus as die bruidegom nie, dis nou alle verskillende maniere. En ook die vrou op die dier het kinders, wat uit daaruit voortgekom het. Dogters, moenie van 'n vrou blye kerk en dis dogters. En dit is hoekom die Rooms-Katolieke Kerk sê, ek is geen dogter nie, ek is die moeder. Ja, hulle het uit my uit voortgekom, want 'n groot deel van die onsuiwer leer het tog in hulle gebly. Wel, as ek nou vir jou 'n burger gee en ek sê vir jou 1% arseën of 'n druppeltjie arseën op, dis gif. Ja. Jy weet, as die Romeinse Kerk se teologie vals is, nie Bybels nie, en sy sê sy is 'n moeder. Nou, die Bybel sê die Satan is moordenaar en 'n leenaar van die begin af en die vader daarvan. Jy weet, soos hy die vader is in die Romeinse Kerk, is die moeder, dan sit die ontstaan van daai goed is so deel van dit, kan nie verander word nie. Kyk, ons het nie nou tyd daarvoor. Ons het nie DNA. Ons het nie meer tyd daarvoor nie, maar as jy regtig waar gaan kyk na Openbaring 12, Openbaring 13. Openbaring 12 gee vir jou die prentjie van Satan. Jy weet, 7 koppe, 10 horings, maar is 'n draak. Openbaring 13 kom die dier, maar dis dieselfde beskrywing. So dis na die beeld van die draak. Ons is geskape na die beeld van God. Hierdie dier is gebeeld, is na die beeld van. Maar wat gebeur toe? Christus word gewond en gedeurboor vir ons sondes. Wat het daar by die dier gebeur? Hy is ook gewond. Weet, dis 'n heeltemal vervalsing, nabootsing van die egte.
En die oomblik wat jy 'n vals R100 noot kry, gaan jy hom moet navors om seker te maak en te kan sien wat is verkeerd, om die werklike een van hom af te kan onderskei. Ja. Want jy gaan nie met die vervalste een, dis onwettig om dit om te koop. Ja. Jy gaan nie waarde uit hom uit kry. Nou hier, ek het gesê onwettig. Ek meen, dis waar die wet van God is. Ja. Verduidelik vir my genade sonder 'n wet. Ja. Jy Dis het nie nie nodig moontlik. as daar nie 'n wet is nie. As daar nie 'n wet is nie, is daar nie Jy kan nie genade. skuldig wees as daar nie 'n wet is nie. Skuldig aan wat? So daar is nie genade nie. So genade inherent het 'n wet nodig. So die hele vervalsing, die stelsel soos wat hy hom vir ons aan mekaar gesit het daar, dis nie moeilik om te kan onderskei watter kant is reg nie. Die moeilike kant is om met jou gemaksone uit te stap en te doen wat reg is. Dis waar die moeilike punt lê. Ja, jy het ek nou gepraat van die dodelike wond, jy weet, en dit is ook interessant dat jy in hierdie Halloween heeltemal die feesvieringe het jy ook die 3 November wat hulle dan ook dan vier, wat eintlik wat deur die Katolieke Kerk ook ingestel is, maar wat hulle vier waar die kerk vervolg is, waar hy gewond is. Jy weet, so die konsepte is wat die Bybel het is gevat en op hulle kop gedraai. Jy weet, en dit is die teologie wat hulle inbring vir die mense. Maar jy moet onthou, want die oomblik wat jy, kyk, as jy enige kar vat, en so jy vat sy basis, en jy sit 'n Lamborghini body op, wat het jy? 'n Lamborghini op 'n Mercedes body, jy weet, nou hier, hulle het van die basis, sit net hulle eie versiering, eie dop op. Jy maak dit net meer aanloklik, maar meer aanloklik hierdie kant toe. Daar's 'n rede hoekom die vrou se wyn in 'n goue beker is. Want die goue beker laat dit lyk asof dit wat daarin is waardevol is. So dis net 'n metode om verkeerde wyn te voer. Dit lyk aanloklik, dit lyk goed. Wat interessant is, as jy nou jou vrou vra om te trou en jy gee vir haar 'n boksie, wat het die waarde, die boksie of die inhoud? Jy weet, waar moet die waarde wees? Jy weet, so, jy het 'n beursie. Wat is die waarde? Die beursie of die inhoud? Ja. Nou daar, sy het 'n beker. Waar moet die waarde wees? Ja, in die inhoud. In die inhoud, die binnekant. Maak nie saak van waar jy dit sit nie. Maar mense, ons is alweer op ons uur geleef. Ja. Ek kon net sê, weet, as jy mens die Bybel vat in geheel, as jy mens kyk na die Bybel, dan die tema van die Bybel is dat jy 'n volk het en 'n God wat alles probeer om 'n volk te red en sodat die volk hom moet dien. En as jy mens kyk na die media wat daar buite is, die films en die musiek en alles, dan het jy ook 'n God wat 'n mensdom probeer om vir hom te dien op 'n manier wat strydig is met die Bybel. Ja, dis Babylon, Bab, portal, El, God, on, weg. Dis 'n ander manier om God te. Daarom het ook al na TV verwys as die Bybel van die Satan. Wel, Walter Fight noem dit Jesuit Veter. Want hulle kan al twee kante van die saak speel. Presies, ja. Weet so, maar Reinhard, wag. Maar Reinhard, kan ek jou vra of ons afgesluit het gebed? Seker. Lierbare Here, baie dankie Here vir al hierdie inligting wat ons kon weergee, Here. En ons weet as het onsself en ons vra dat U hierdie inligting sal seën en elkeen wat daarna kyk sal seën, dat dit 'n impak sal maak in hulle lewens. Here, dat hulle U woord sal neem en dit in heroorweeg sal bring en dit sal studeer en sodat ons ingeligte besluite kan maak. En ons dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek dink dit was Dankie.